Vandag is 'n awesome dag in my en jou lewe. Dis 'n dag wat die Here gemaak het, geskep het, opgewonde is, spesiaal vir jou en my. En as ons teruggaan na sy woord toe, en dan kom hy en hy sê, ek het my seun gegee, sodat niemand mag verlore gaan nie. Jy sien, God se droom is van die kruis op Golgotha, sodat niemand mag verlore gaan nie, sodat elkeen kan oorwinning hê in Jesus naam. Amen. En is 'n keuse wat ek en jy in ons hart moet maak. En niemand kan daai keuse maak vir jou as jy self nie. Maar Jesus kom en hy sê, weet jy wat, ek sal aanhou en ek sal aanhou en ek sal aanhou. Ons gee ons hart vir die Here, ons bely met ons mond en ons weet hoe werk dit. En dan kom ons party daar, dan voel dit of ons val en of ons teen die grond is en ons weet nie meer is, as die Here nou kom, gaan ek hemel toe gaan of waar gaan ek eindig nie. Maar die Here sê, weet jy wat, ek het vir jou die Heilige Gees gegee om vir jou leiding te gee. Amen. Sodat jy nie alleen deur dit kan gaan nie. Al wat ek en jy moet doen, sê Here, hier's ek. Ek het 'n gemors gemaak van alles. Kom haal my, Heilige Gees, en kom lei my. En lei my die regte pad. Amen. En dit is wat die Heilige Gees vanoggend begeer, en God begeer vanoggend om te sê, ek het alles gegee, sodat jy kan lewe het, en lewe in oorvloed. Lewe in oorvloed. Ek en jy moet besef, en Pastoor Susan gepreek oor die kruisiging, en ek praat vanoggend oor die opstanding, en ek wil hê jy moet besef, die opstanding is die cherry op die koek om te besef, maar Jesus was die seun van God en is die seun van God. En alles het gebeur soos dit voorspel is, duisende jare terug. Amen. So ek en jy dien 'n lewendige God. So ek wil vir jou sê vir jou langs jou, jy dien 'n awesome God en hy's lewendig. Amen. Sy naam is Jesus. Halleluja. Vanoggend wil ek hom besef hoe awesome God is om vir my en jou 'n tweede kans te gee. 'n tweede kans te gee om te sê, God kon so maklik gesê, weet jy wat, ek gaan nie vir hulle 'n tweede kans gee nie. God het ons nie nodig nie, mense. Ons het God nodig. Amen. Ons dink baie keer, God het ons nodig. God kom in sy woord, hy sê, ek kan laat hierdie klippe my loof en prys. Ek kan laat hierdie klippe vir my hande klap. Maar God het gesê, ek het die mens gemaak, want ek het 'n verlange na die mens. Amen. Na sy eie beeld het God my en jou gemaak. Hy kom en hy begin en hy sê vir Jesus en die Heilige Gees, hy sê, kom, laat ons mens maak na ons eie beeld. Ek en jy is die beeld van God. Amen. Ek wil iemand hoor vanoggend, ek en jy is gemaak in die beeld van God. En God sê, hy sê, ek het die mens gemaak, en ek het vir hulle 'n anointing gegee, en hy het vir gesê, gaan en heers oor my skepping. Gaan en heers oor my skepping. God het ons 'n opdrag gegee, God het ons verantwoordelikheid gegee, om oor sy skepping te heers, nie sy skepping oor ons te heers nie. Amen. En dis hoekom vir my vandag belangrik is, dat ons besef, die opstanding is waar God net weer bevestig, dat hy werklik is. En dat ek en jy die enigste lewende God dien. Omdat hy sy seun Jesus gegee het en die dood oorwin het, wat awesome is, toe hy gesterf het, was awesome, en hy het ingegaan in die dodekruit, en net in die dodekruit neergedaal, en hy het alles oorwin wat onder is. Hy het Satan oorwin, hy het die sleutels gevat, by Satan, wat Satan gehad het, en hy het alles oopgesluit, en hy het die oorwinning gevat, en hy het opgevaar na die hemel toe. So ek en jy is meer as oorwinnaars.
Paasnaweek gaan baie meer oor die autoriteit wat Jesus Christus weer God vir hom gegee het, en dat hy het gebruik het, en dat hy alles oorwin het, en dat hy gaan opvaar het, en hy het gaan sit aan die regterkant van God die Vader. Dis wat hy gedoen het vir my en jou. So as jy die dag arm voel, en jy voel darm, en jy voel mismoedig, en jy voel dit, dan sê jy, Here, dankie vir daardie dag, wat jou seun gegee het, en dat ek 'n oorwinning hê in sy naam. Ons moet terugkom na die prioriteite, en besef wat God vir ons gedoen het, of nog steeds gedoen, elke liewe dag. Oorwinning op oorwinning op oorwinning. En ons is al so gewoond aan God se goedheid, dat ons baie keer dit miskyk. Ons dink dis maar, God moet dit maar net doen, want ons dis ons pa, en hy moet dit maar doen, want weet jy wat, ek gaan nou en dan kerk toe, ek bid nou en dan, ja, ek nou en dan roep ek na hom, en al die goed. Maar die Here sê, weet jy wat, soek my, elke oomblik van die dag. Het 'n verhouding met my, elke oomblik van die dag. Matteus 6:33 kom hy sê, en hy sê hom so maklik en straightforward, dat ons nie kan deur mekaar raak nie, daar's nie 'n confusion nie, hy sê, soek eers die koninkryk van God, en sy geregtigheid, en wat sê hy dan? En hy sal alles gee, wat jy begeer. Want jy sien, wanneer jy die geregtigheid van God soek, sy koninkryk en sy geregtigheid, dan soek jy sy wil. En dan sal dit na jou toe gegee word. Want jy soek dit wat God please. En hy sal gee, en ek sê altyd, ek sit die twee versies bietjie met mekaar, en hy sê, hy sal gee die begeertes van jou hart. Wat jou hart begeer sal hy gee, want jy sien, wanneer jy sy koninkryk soek, sy geregtigheid soek, sy wil soek, en sy teenwoordigheid is, dan sal hy gee die begeerte van jou hart, want jy sal 'n desire hê om nader aan God te beweeg, om sy wil te doen, en sy woord te volg, om te leef, soos hy wil ek en jy moet leef. Amen. Ek het nie baie versies vanoggend nie, maar gaan stil staan by van hulle, en dan gaan dit bietjie oopbreek, dat ek en jy dit kan verstaan. Wat bedoel ons om 'n tweede kans van God te kry? Of 'n tweede kans wat God vir ons gee? Wat bedoel dit vir jou en vir my? Wat bedoel dit as iemand vir jou sê, ek gee vir jou 'n tweede kans? Wat God gekom het en gesê, maar die mense het so baie sonde gedoen, en hulle het alles weggegee, Adam en Eva het alles weggegee, wat God aan hulle gegee het, om te heers, het hulle die heerskappy het hulle aan Satan oorgehandig. Onthou, in die tuin van Eden, en God kom en hy sê, maar gaan vir jou 'n tweede kans gee. Wat bedoel daai tweede kans vir jou en vir my in ons lewens? Vat ons daai tweede kans en ons leef, en ons gryp dit aan, en ons leef dit soos God wil hê ons moet dit leef, om God se wil te doen in ons lewens. Sien, wanneer iemand jou 'n tweede kans gee, en ek dink, en gisterand ek nog besig was om weer deur te gaan, en die Here sê vir my, wanneer jy in 'n krisis is, en iemand gee vir jou 'n tweede kans, 'n lifeline, hy gooi vir jou 'n lifeline, het jy 'n keuse om dit te vat of te los. En God gee vir ons 'n lifeline, sy seun Jesus, om te sê, ek gee jou 'n tweede kans om te lewe en lewe in oorvloed, en om die ewige lewe te hê, en in die hemel saam met God te kan worship en prys. Die tweede kans, wat doen ek en jy met hierdie tweede kans? En as soos iemand
wat op sy sterfbed lê, en as jy na hom toe kom, of God kom na hom toe en sê, hoorie, ek gaan jou 'n tweede kans gee, maar jy moet my dien met alles wat in jou is. Wat gaan daai man sê? Wat gaan daai persoon sê? Ja, Here, ek sal U dien met alles wat in my is. En dit is presies wat die Here vir my en jou sê. Sien, ek en jy lê dalk nie op ons sterfbed nie, maar ons lê baie naby om hel toe te gaan. En God kom en hy sê, ek gee vir jou 'n tweede kans, ek gee vir jou 'n lifeline, ek gee vir jou my seun Jesus Christus, hy het opgevaar, hy het opgestaan, hy het die dood oorwin. Wat gaan jy met hierdie tweede kans doen in jou lewe? Wat doen ek en jy met hierdie tweede kans in ons lewens? Gooi ons dit terug in God se gesig, of sê ons, Here, weet jy wat? Ek sal U dien met alles wat in my is. En baie mense dink, jy moet 24/7, moet jy op jou voete of op jou knieë is om die Here te dien, om die Here te please en alles. Man, die Here het vir my en jou 'n vrye wil ook gegee. Amen? Maar hy soek ook sy tyd, saam met my en jou. Hy wil ook hê ek en jy moet tyd spandeer saam met hom, om hom te aanbid, om in ons binnekamer te gaan en te bid en te sê, Here, U is awesome, U is groot, U is almagtig. Hy sê, kom in my. Kom, wat sê hy? Hoe moet ons na die Here toe gaan? Met danksegging, met opgewondenheid, met klinkende simbale, met 'n lied in jou hart. Hy sê, dis hoe ek en jy in sy teenwoordigheid moet inkom. Koning Dawid gaan kom in sy teenwoordigheid, met lofsange en prysange en worship, en hy dans voor die ark. Want hy is opgewonde, want hy is in die teenwoordig van die Allerhoogste. En dis hoekom God sê, hy's 'n man so na in my hart. God sê, Dawid, jy's 'n man so na in my hart. En het Dawid aangejaag? Tuurlik. Maar God het nog gesê, weet jy wat, is 'n man so na in my hart. Opstanding bedoel oorwinning oor Satan. Die opstanding bedoel die oorwinning oor Satan, wat heerskappy gehad het oor hierdie wêreld. Het God gekom en sê, ek gee my seun, en hy vat terug wat aan ons behoort. En wanneer ek en jy hom volg, en wanneer ek en jy ons hart vir hom gee, en wanneer ek en jy ons belydenis maak, dan is ons erfgenaam van God. En dit wat in hierdie Bybel staan, is deel van ons erfporsie. Dis ons title deed. En die opstanding, die kruisiging en die opstanding, het dit vir my en jou laat plaasvind, gegee, om te sê, hier is my title deed. Ek het oorwinning oor alles. Hy sê, waar ek my voet neersit, hy sê vir Joshua, hy sê, Joshua, waar jy jou voet neersit, sal ek vir jou gee. God sê vir Joshua, waar ek jou voet neersit, hy sê eers, vir wie sal ek stuur? En Joshua sê, Here, stuur my. Eenvoudig, Joshua steek sy hand op en hy sê, Here, stuur my. Dat honderde mense gesit, en hy sê, wie sal ek stuur? En Joshua maak die besluit, en dis die besluit wat ek en jy moet maak om te sê, die opstanding bedoel vir my, Here, vat my en stuur my waar U my wil hê. Ek wil U wil doen. En ek kry hierdie prentjie in my kop, ek wil so uit my lazy boy uit opstaan, want dis ek om 'n lazy boy noem, want hy maak jou lazy. Want jy wil in die lazy boy sit elke liewe dag en niks doen nie. Dis te gemaklik. Amen? Uit om uit opstaan en gaan van alles wat koud is, en die Here sê, maar ek wil hê jy moet gaan bid vir my vir iemand in die hospitaal, of binne by die hospitaal, of waar ook al. Dan kom die verskonings net so toef in my en jou kop. Maar dit is koud, maar ek moet eers bad, ek moet eers dit, ek moet eers ander klere aantrek. Ek weet nie of ek petrol my kar het nie, en ek weet nie dit, en ons kry al hierdie verskonings. In plaas van sê, Here, stuur my. Jy sien, wanneer toe die Here Jesus
opgestaan het, het hy oorwinning gekry. Wanneer ek en jy opstaan, en ons doen die wil van God, begin ons oorwinning kry oor onsself. Jy sien, onsself is die grootste teenstander vir onsself. Amen? Want ons het al hierdie goed wat ons altyd gaan verskoning soek om nie te doen dit wat God wil hê ons wil hê nie. Dan kom en hy steel die anointing en die blessings wat God vir my en jou het. Want Jeremia 29 vers 11 sê hy sê, ek weet wat 'n gedagtes ek oor jou het. God kom en hy sê, ek weet wat 'n gedagtes ek oor jou het. Ek het hierdie awesome gedagtes, hierdie awesome drome oor jou. En ek wil hê jy moet dit uitleef. Maar jy sien, jy moet naby God wees om sy gedagtes en sy drome, sodat hy dit vir jou kan verduidelik. Ek het vir jou hoopvolle toekoms. Gaan lees Jeremia 29 vers 11. En dis wat hy het, en dis wat hy vir my en jou het. Nadat die opstanding gekom het, hy gesê, dit is alles julle beloftes. Dit gee ek vir julle. Wat maak ons met dit? Vat ons dit, los ons dit? Of gaan ons maar net voort? Romeine. Ek het drie verse om te lees. Romeine 9 vers 10. En ons almal ken hierdie een. Hy sê, as jy met jou mond bely, soos iets moet ons doen. As jy met jou mond bely, met jou mond bely, Here Jesus bely, en met jou hart glo, so dat is iets wat jy moet doen, en jy moet dit glo, jy moet glo dat Jesus opgestaan het, uit die dood uit, en hy het oorwin. Dat God hom uit die dood uit opgewek het, sal jy gered word. Sien jy, dis die eerste stap wat jy moet doen. Jy moet bely met jou mond, en jy moet glo met jou hart, dat God Jesus uit die dood uit opgewek het, dat hy werklik lewe, en lewe in oorvloed. Dat hy die dood oorwin het, sodat ek en jy kan lewe. Anders kan ons net sowel vir Boeddha of vir Allah of wat ook al gode gaan bid of aanbid, want hulle is mors dood. Amen? Ek en jy dien 'n lewende God. 'n God van wonderwerk. 'n God wat my en jou wil by die hand vat en oorwinning gee. En hy kom hier so, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo jy vanoggend dat God Jesus uit die dood uit opgewek het. Yes. Here, ek glo dit. Sê dit. Ja, Here, ek glo dit. Amen. Sal jy gered wees. Dankie Here dat ek gered is in Jesus naam. Dankie dat ek oorwinning het in Jesus naam. Vader, dankie dat ek oorwinning het oor alles op hierdie wêreld. Elke ding is onder my voete. In Jesus naam. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Want die skrif sê, elkeen wat in hom glo, sal nie beskaam staan nie. Elkeen wat ek en jy in hom glo, sal nie beskaam staan nie. Die Here sê, ek sien jou nooit beskaamd laat staan vir enige situasie nie. Jy sien, ons is so bang, want die wêreld, want die Here vir ons ietsie om te doen, dan kom daar altyd 'n gedagte in my en jou kop, om te sê maar nou net dit gebeur nie. Sê maar nou net, die Here sê vir jou, vir iemand te gaan bid, en daar gebeur niks nie. Dis alright, dis nie jy wat die man gesond maak, of wat ook al nie, dis God. As jy dink dis jy, dan ek en jy 'n probleem. As die Here jou stuur om vir iemand te bid, sal hy op sy tyd wat God hom wil gesond maak. Dis nie jou verantwoordelikheid om hom gesond te maak nie, dis God wat gesond maak. Dis God wat red. Dis God wat verlossing gee.
Dis God wat die oorwinning gee. Al wat ek en jy moet doen is gehoorsaam wees aan die woord van God. Amen. En ons kyk altyd. En die opstanding het vir my en jou krag gegee, mense. Onthou, hy sê dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, die Holy Spirit is in my en jou. Die dag toe ek en jy ons hart vir die Here gegee het, het ons dieselfde krag ontvang wat Jesus uit die dood uit opgewek het. Dit staan in die woord van God. Hy sê dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, die Heilige Gees sit ek in jou hart, sit ek in jou body. Dieselfde krag. Maar wat gebeur nou? Nou kom ons in 'n situasie en die Here sê bid vir hierdie ou, dan sê ons Here maar as kyk na die toestand van waar die ou in is of die persoon in is, dan sê ons maar Here, dit is 'n onmoontlike taak hierdie. Vir jou ja. Maar nie vir God nie. Amen. Vir my en jou lyk dit onmoontlik. Maar niks is onmoontlik by God nie. Maar niks is onmoontlik by God nie. Ek wil hê jy moet vanoggend besef, soos jy in 'n moeilike situasie sit of 'n toestand, finansiële krisis of siekte of wat ook al, waar ook al jy deurgaan, mense hoor mooi vanoggend. Hoor mooi wat sê God vanoggend. Niks is onmoontlik by God nie. Amen. Ek wil hê vir jou lank jou sê, jy moet hoor, want die Here sê, jy moet met jou mond bely, sodat jou hart dit kan hoor, en jou ore dit kan hoor, sodat jy dit kan glo met jou hart. Sê vir jou lank jou, niks is onmoontlik by God nie. Niks is onmoontlik by God nie. Niks is onmoontlik by God nie. Sê dit hard bietjie. Jy sien ons moet met ons mond sê, sodat die duiwel kan hoor, waar staan ons? Ons glo in die lewende God. Ons is nie skaam om te sê, God is ons redder nie. God is ons weg, die waarheid en die lewe. Niks is onmoontlik met my God nie. Niks is onmoontlik by my God nie. Niks is onmoontlik by my God nie. Niks. Al gaan ek deur 'n moeilike tyd, Psalm 23 gaan lees op. Hy sê al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, met ander al gaan ek deur 'n moeilike dip in my lewe. Nogtans is God met my. Sy stok en sy staf lei my. En dan kom op en hy sê, en hy maak my hoof vet met olie. My beker loop oor. Amen. God is 'n God van oorvloed. Sê vir jou langs jou, God is 'n God van oorvloed. Halleluja. Jy bly vanoggend goed en jy sal sien, hierdie week gaan jy oorwinning hê in jou lewe, want jy moet hierdie goed begin vat en glo en jy moet dit spreek oor jou lewe, oor jou huisgesin. Maak nie saak hoe lyk dit nie, jy spreek lewe in jou lewe. Hulle het, toe Jesus gesê het vir die disippels, ek gaan nou vir julle lees, hy sê, weet jy wat, ek gaan weg, maar die 3de dag gaan ek weer opstaan. Het almal gekyk en niemand het hom geglo nie. Kom ek sê vir jou, niemand het hom geglo nie. Want hulle het gevra, hoe gaan jy die tempel herbou? En hy het opgestaan. En toe hy opstaan, toe begin die disippels hom volg met hul hart. Toe begin hulle doen wat God vir hulle sê om te doen. Want jy sien, dis die proef in die pudding, want hulle het gesien, maar God het gesê, Jesus het gesê, ek gaan sterf, maar ek gaan weer opstaan. Ek gaan weer lewendig word. Ek gaan oor die dood oorwin, en ek gaan opstaan, en ek gaan weer saam met julle loop, as oorwinnaars. En toe hulle dit sien, toe begin hulle geloof draai. En hulle begin doen dit wat God vir hulle sê om te doen. En ek en jy het dit, hoekom twyfel ons aan dit? Hoekom twyfel ons aan dat Jesus uit die dood het opgewerk het, gewek is, en dat ek en jy meer as oorwinnaars is? As jy net nou kyk na die nuus, of luister na die radio, wat ook al, dan begin die mense se broek bewe, en dan sê hulle, maar wat gaan gebeur met die wêreld? Weet jy wat, ek het nuus vir jou. Nie Donald Trump nie, nie Elon Musk nie, nie die of daai het te beheer oor hierdie wêreld nie, behalwe God. Amen.
Niks sal gebeur sonder dat God dit laat gebeur nie. God het die laaste sê. So as jy wil iets hoor, hoor by God. Hoor by God. Wanneer ek in jou verhouding met God het, dan praat God met my en jou. Matteus. Matteus 26, vers 51. En dis toe hulle Jesus kom om Jesus te vat om gekruisig te word. En dan gaan julle vra, wie is dit? As ek die stuk lees, julle moet dit weet. En een van die wat saam Jesus was, het met een sy hand uitgesteek en sy swaard getrek, en hy het die diensknegt van die hoofpriester geslaan en sy oor afgekap. Wie dink julle was dit? Petrus. Petrus was kort van die meer. Hy was vinnig om Jesus te verdedig. Maar hy was net so vinnig om Jesus te verloon. Amen? Want hy het Jesus vir hom sê, het jy my lief? En hy het gesê, ja Here, jy weet mos ek het jou lief. En het hom weer gevra en Petrus het bedroef geraak. Dit was voor Jesus gekruisig is. En hy sê, en Jesus sê, weet jy wat, voor die haan kraai, gaan jy my 3 keer verraai. Petrus sê, daar's nie 'n manier nie. Here, ek het 'n noue verhouding met jou. Kom terug na ons toe vandag. Hoeveel keer verloon ons God? Hoeveel keer? Dit vir wat hy vir ons gedoen het, hoeveel keer? Maar nog steeds het Jesus, as jy die verhaal van Jesus en Petrus bietjie in diepte gaan, het Jesus nog steeds gesê, weet jy wat, ek wil hom vat. Jesus het hom gevat en hy wil nie op die boot in die water geklim het nie. En die ander disippels het al half vies geraak en Jesus het sê, los hom, hy sal kom. En wie het op die water geloop? Wie het op die water geloop? Petrus. Jy sien, Jesus het 'n plan met Petrus gehad. Jesus het 'n plan met jou en my. Ek en jy kan 'n Petrus wees met 'n Hemeer, ons kan 'n Petrus wees wat wil vinnig aksie neem, maar Petrus het so 'n goeie verhouding met God gehad, dat God gesê het, los hom. Laat hy sy terme gebruik, laat hy sy tyd gebruik om na my toe te beweeg, laat hy kan besef waar ek hom wil hê. En Petrus het op die water geloop. En wat het Petrus nog gedoen? Wat het God gesê, waar gaan hy sy kerk bou? Petrus die rots. Sien, wanneer jy Petrus gaan studeer, dan besef jy eintlik hoe awesome was dit, hoe lief was Jesus vir Petrus en wat se drome het hy oor Petrus gehad. Maar wanneer ek en jy na Petrus kyk, dan sien ons, Jesus, maar dis 'n rebelse ou hierdie gewees. Dis 'n ou wat Jesus verraai het. Dis 'n ou wat kwaad geword het. Maar Jesus kom en hy sê, jy's die rots van die gemeente. Want jy sien, Petrus hart, toe hy het verander, toe gee hy alles vir God. En hy leef voluit vir die Here. En dis wat die Here gesien het. Hy kyk na jou hart op die eind van die dag. En hierdie oorwinning wat God vir ons gee op die kruis van Golgotha, en hy die dood oorwin, en hy gee vir my jou tweede kans. Hy sê, weet jy wat, ek wil vir jou gebruik in my koninkryk. Ek wag vir jou, Koos, sodat ek jou kan gebruik ten volle in my koninkryk. Amen. Toe sê Jesus vir hom,
sit jou swaard in sy plek terug, want almal wat die swaard neem, sal deur die swaard vergaan. Met ander woorde, hoe jy lewe, hoe jy optree, so sal jy vergaan. So as jy nie in God glo nie, wanneer jy nie jou woord vat en jy lees nie, wanneer jy nie 'n verhouding met God het nie, sal jy so vergaan. Hy sê, en nie wat hierdie vers is baie belangrik, vers 53, of dink jy, dat ek nie nou my Vader kan bid, en hy vir my meer as 12 legioene van engele beskikbaar sal stel nie. Hoeveel is hulle? Hoeveel is 12 legioene? $72,000 mense. 72,000 engele wat gereed was om Jesus te kom verdedig. Maar Jesus sê nee, God laat jou wil geskied. En daai selfe engele is gereed om by jou te kom en jou situasie te staan en jou te ombring om jou te beskerm. Amen. Daai selfe engele is beskikbaar vir jou vanoggend. Sê Here dankie. Sê Here dankie vir die engele wat gereed is om my te beskerm, om saam met my te beweeg, om oorwinning te kry in hierdie tyd. Amen. En dan kom hy hierso, vers 54. Hoe sou die skrif dan vervuldig word, dat dit so moet gebeur? Met ander as die engel, as Jesus sê, kom engel, kom haal my af van die kruis af, kom verdedig my, dan sou die skrif nie volbring geword het nie. Dan sou Jesus nie uit die dood opgewek word nie. Dan sou Jesus gered gewees het, en Jesus kan homself gered het, glo vir my. Maar hy moes deur dit gaan. En hy sê vir hulle hierso, want hulle het vir hom gesê, as jy die seun van God is, hoekom haal jy jouself nie van die kruis af nie? Jy kan hierdie doen, jy kan daai doen, maar jy kan jouself nie eens van die kruis afval nie. Maar jy sien, Jesus het die groot prentjie gesien. Hy het gesien die oorwinning vir my en jou, die opstanding is nodig vir my en jou, om 'n tweede kans te kry. In hierdie uur het Jesus vir die skare gesê, het julle soos teen 'n rower uitgekom met die swaarde en die stokke om my gevangenes te neem. Dag vir dag het ek by julle gesit en leer in die tempel, en julle het my nie gegryp nie. En dit bring dit terug vir my, dag vir dag sit ek en jy, en ons praat met mense oor God. Maar nou, dan praat ons, weet klomp ander goed. Hy sê so, luister mooi, in hierdie uur het Jesus vir die skare gesê, het julle soos teen 'n rower uitgekom met swaarde en stokke om my gevange te neem. Dag vir dag het ek by julle gesit en leer in die tempel, en julle het my nie gegryp nie. Julle was in my teenwoordigheid. Ek het julle geleer, maar julle het niks gedoen nie, maar nou kom julle om in opstand te kom teen my. Nou kom julle om my te verraai. Maar dis oké, want dit moet gebeur. Sien, Jesus het dit toegelaat, sodat dit moet gebeur, sodat ek en jy kan oorwinning kry. Dat hy kan opstaan. Dat ek en jy kan oorwinning hê oor die dood. Matteus 31. Ekskuus julle.
En laat na die Sabbat, toe dit begin lig word, teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en 'n ander Maria om na die graf te gaan kyk. En daar kom 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. En sy gedaante was soos weerlig en sy kleding was soos sneeu. En hierdie is net 'n engel wat gekom het. En sy gedaante was soos weerlig. En nou wil ek vir jou 'n prentjie gee, hoe moet hulle God sien wanneer hy verskyn? As die engel soos weerlig is. Sy gedaante was soos weerlig. Ek dink dit was scary geweest vir hulle om dit te kan sien. En hoe moet God net nie lyk as 'n engel in so powerful creature kan afkom en op die klip kan sit nie. Vers 4. En uit vrees vir hom het hulle wagte gebewe en soos dooies geword. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue, moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie meer hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het. En gaan naasdag en sê vir sy disippels, hy het opgestaan uit die dode en gaan voor julle uit na Galilea. En hierdie stuk was vir my belangrik om toe ek dit lees, hoeveel keer sê die Here vir ons goed om te doen en ons doen dit nie. Hier kom God en hy sê, Jesus kom en hy sê vir ek gaan die derde dag, gaan ek nie meer daar wees nie, ek gaan opvaar, ek gaan uit die graf uit wees, en niemand het hom geglo nie, maar hy het nog steeds gedoen, om oorwinning te kry vir my en jou. Op watse woord staan ek en jy, wat ons twyfel? Wat hy vir ons gegee het. Op wat staan ek en jy? 'n Woord wat God jou gegee het om te sê, ek gaan dit vir jou doen in jou lewe. Jy sien, hierdie vrouens het gekyk na die kruis en hulle het gegaan na die graf toe, want hulle het geweet hy is daar in die graf en hulle het hom verwag in die graf. Maar hy het vir hulle gesê, die derde dag gaan ek nie meer daar wees nie. Maar hulle het dit nie gebesef nie en hulle het ook nie, vir my het hulle dit ook nie geglo nie. Maar toe kom die engel en hy sê vir hulle, julle Jesus wat julle hier soek is nie meer hier nie. Gaan sê vir die ander, laat hulle besef, God se woord het waar geword. Die derde dag het hy opgestaan uit die dood uit en opgevaar. Daar sal julle hom sien, kyk en hulle het dit kyk en het julle dit gesê. En hulle het haastig weggegaan van die graf met vrees en groot blydskap. Hulle was vreesagtig, maar hulle het tog blydskap in hulle gehad en gehardloop om dit aan sy disippels te verkondig. En terwyl hulle op weg was om dit aan sy disippels te vertel, kom Jesus hulle met eens tegemoet en sê, wees gegroet. Toe hulle kom hulle nader en gryp sy voete en aanbid hom. En Jesus sê vir hulle, moenie vrees nie, gaan heen en vertel my broers dat hulle na Galilea moet gaan en daar sal hulle my sien. En Jesus kom en hy sê, gaan sê vir almal, ek het oorwin. En vanoggend wil ek vir julle sê, die woord van die Here sê, hy het oorwin. Ek en jy is meer as oorwinnaars. Ek en jy kyk nie meer na 'n graf nie.
Ek en jy kyk, die Here het opgevaar en ons kyk na die oorwinning. En wat 'n verhouding het ek en jy vanoggend in ons hart deur Jesus wat te oorwin het? Wat 'n opgewondenheid het ek en jy in ons hart? En ek en Pastor Susan praat gisterand vanoggend, ek kan nie onthou nie, van ons moet ophou om die negativiteit goed te sien en meer konsentreer op die klein positiewe goed. Want al die klein positiewe goed bou jou geloof. Ons sien maklik hierdie en hierdie en hierdie en hierdie en hierdie, maar ons sien nie al die klein goedjies wat God vir ons doen elke liewe dag in ons lewens nie. Ons raak het so gewoond. Ons raak het so gewoond. Tot dit nie meer daar is nie. Dan besef ou, you missed it. Jy het dit gemis. You missed it. Moet dit nie mis nie. En dan wil ek hê Pastor Susan sluit af met 2 Korintiërs 5 vers 17. In die Engels is hy baie mooier as in die Afrikaans. Therefore, if any person is engrafted in Christ the Messiah, he is a new creation, a new creature altogether. The old, previous moral and spiritual condition has passed away. Behold, the fresh and the new has come. Hy sê met ander woorde, hier vers sê vir my en jou, ek en jy is 'n nuwe skepsel in God. Die dag wanneer ek, want hy het oorwinning gekry, en die dag wanneer ek en jy ons hart vir die Here Jesus gee, Romeine 10 vers 19 wat ek gelees het, is ons 'n nuwe skepsel in hom. Die ou dinge is verby. Dit word nooit teruggebring en in jou gesig gegooi deur Jesus nie. Nooit. Dis verby. Hy sê ek skei dit so ver van die ooste van die weste. Jy sien, God is nie soos 'n mens wat altyd die ou dinge terugbring en dit teruggooi in jou gesig nie. Kom en hy sê die ou dinge is verby. Jy's 'n nuwe skepsel in God. God wil niets doen in jou lewe. Maar laat ek en jy hom toe om dit te doen in ons lewens. Al wat ons moet doen is sê, Here, hier is ek. Ek gee myself vir U. Doen iets nuuts in my lewe. Verander my soos U my wil hê. Sê die opstanding het vir my en jou oorwinning gebring en 'n toekoms gebring. Amen. So jy kies of jy die toekoms wil hê. Jy kies of jou ou dinge verby is. Jy maak die besluit om te sê, Here, die ou dinge is verby. My oë is gerig op die nuwe dinge wat U vir my het. Deur die opstanding van Jesus Christus. Die opstanding het baie krag in my en jou lewe. Vat vanoggend of los dit vanoggend. Die keuse is my en jou, né? Die Here kom en ek kan nie presies onthou wat vers dit is nie, maar hy sê ek leef vandag voor jou, lewe en dood. Dan kom hy en hy sê ek gee vir jou die antwoord. Kyk hoe awesome is God. Hy sê kies lewe sodat jy kan lewe. Spreuke 18:21, dankie Johan. Hy sê kies lewe sodat jy kan lewe het in oorvloed. Amen. Kom ons staan.